Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ons is maar min vanoggend, maar dis 'n voorreg om ook hier te kan wees saam met u elkeen. Ons bid dat dit wat hier sal gebeur strek tot eer en verheerliking van God se groot en almagtige naam. Geliefdes, as voorsang kan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 279. Gesang 279. Jesus neem die sondaar aan. Ons gaan saam sing vers 1 en vers 3 van Gesang 279. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na die stilgebed gaan ons saam sing die Onse Vader Gesang 95. Ons gaan dit staande doen, waarna jy ook staande kan bly vir die fotum en die seën. Na die seën gaan ons as loflied saam sing Gesang 48. Gesang 48 daarvan vers 1 en vers 5. Gesang 48 vers 1 en 5 as loflied waarna u plekke kan inneem. Geliefdes, maar kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here in gebed. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister aan die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en nadat ons aan die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 69, Gesang 69 vers 2 en vers 3, as skuldbelydenis in hierdie oggend, en ek self, wat kan ek doen, om my sonde te versoen? Vers 3, leeg net met my sondelas, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, u het ook my skuld gedra. Ons gaan saam sing Gesang 69 vers 2 en 3 as skuldbelydenis, en na die belydenis van ons geloof gaan ons vers 1 sing van Gesang 69. Gesang 69 vers 1 na die belydenis van ons geloof, en Gesang 69 vers 2 en 3 na die skuldbelydenis. Kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, ons lees in die woord van die Here oor die genade van ons Here. En ons lees daarvan in die eerste brief van die apostel Johannes in hoofstuk 1 vers 8 en verder. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, die eerste stap van versoening is uiteindelik erkenning van ons sonde. Daarom het ons dit ook gesing, ek met my sondelas, hier staan ek voor die Here en vra hom ook vir vergifnis. Maar hy bied dit vir ons. Daarvan lees ons in sy woord, dat elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hom, ons enigste verlosser en saligmaker, aan hom is daar vergifnis van sonde. Here, en as gelowiges wat hierdie vergifnis ontvang het, kan ons daarom in hierdie oggend ons geloof bely. En ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. En ek wil vra dat u staan om dit saam met my in hierdie oggend te doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam Gesang 69, daarvan die eerste vers. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit. En sekerlik een van die bekendste gedeeltes in Psalm 23. Psalm 23, die Here is my herder. Ons gaan saam lees Psalm 23. Een Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, U die goeie herder van die kudde.
U wat U seun gegee het om sy lewe af te lê, sodat die skape deur hom kan leef. Here, hoe groot voorreg is dit nie om as U kudde voor U stil te word in hierdie oggend. Die herderspsalm te lees en Here opregte dankbaarheid te kan voel dat U 'n getroue herder is. Here, dankie dat ons mag stil word voor U. Here, ons bid dat U ook nou met ons sal spreek en dat U vir ons deur hierdie psalm ook sal voed. Dat ons as 'n goeie kudde, eerbiedige kudde aan U sal leef. Dat ons na U stem sal luister en dat ons in U weë sal wandel. Here, spreek U nou met ons elkeen, spreek, want die diensknegt en die diensmaagd wil luister. Dit bid ons in onsself en ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, die goeie herder, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Psalm 23 is sekerlik een van die bekendste teksgedeeltes in die wêreld. Nie net is dit bekend onder Christene nie, maar selfs die Jode en heidene in hierdie wêreld ken hierdie Psalm van harte. Dit is dan 'n Psalm wat so diep in die mens gewortel is, dat ons dit nie net uit ons koppe uit ken nie, maar dat ons dit uit die hart uit ken. Gewoonlik is dit hierdie Psalm wat, as dit voorgelees word, mense onwetend hom agterna opsê, hier uit die binnekant van hulle hart uit. Dis ook 'n Psalm wat gewoonlik verbind word met die dood. 'n Geliefde teksgedeelte by begrafnisse, want hierdie gedeelte wek by 'n mense opregte dankbaarheid op, terwyl dit hoop gee vir die persoon wat agterbly. Want in hierdie Psalm wys Dawid juis op die versorging van die herder aan die kudde. En hoe dit dankbaarheid by die kudde moet opwerk, en terwyl dit gewys word, wys dit hoe die kudde op die herder moet vertrou, sodat hy die versorging sal gee. Daarom 'n bekende beeld wat Dawid gebruik. 'n beeld wat wel bekend was in Israel, want hulle was trekboere gewees, mense wat gewoonlik vee soos skape aangehou het, en Dawid self is 'n herder. Dis in die veld waar Dawid sy pa se skape oppas, wat hy geroep word om as koning van Israel gesalf te word. Maar geliefdes, kom ons dink net vir 'n oomblik aan wat is 'n herder, want in ons eie tyd het ons baie skaapwagters, maar ons het nie regtig meer 'n herder nie. In die ou tyd sou die herder vroeg in die oggend opstaan en hy sy skape gelei het na 'n plek waar hy die dag kon wy. Gewoonlik het hy die beste plek uitgesoek met die mees voedingswaarde in die gras, en hy het hulle daar laat loop. Die groen weivelde was belangrik, want dit is juis waar die skape hulle krag, hulle energie gekry het uit die kos uit. Die herder moes die skape daarheen vat, en gewoonlik was dit ook 'n plek naby 'n waterstroom, vars water wat die skape kon drink. Ons moet besef dat Israel is in die middel van die woestyn. Israel het nie oralste gronde soos ons wat mooi vlaktes het met voeding. Nee, dit is droogkolle. So oral waar groen gras is water nodig. Maar hierdie is juist sodat die kos en die water aan die skaap gegee word. Die herder het die verantwoordelikheid om sy kudde te lei tot daar waar hulle kan leef. Daarom is die skape hoogs afhanklik van die herder. Maar verder het die skaapherder ook heeldag rondom sy kudde beweeg. Hy moes heeltyd kyk wat aangaan, sodat hy die gevaar kon weghou. Hy het juist dit gedoen om die jakkalse en die wolwe wat onder die skape inkom, om te kom verskeer en te vreet, om hulle weg te dryf.
Daarvoor het hy sy stok of sy staf gebruik, 'n wapen om mee te kan slaan, om mee die roofdiere weg te jaag, maar daardie selfde wapen was gebruik as 'n instrument vir die skaapherder om juis sy kudde terug te bring. Die oomblik wat 'n skaap van die pad afgegaan het, na die gevaar toe geloop het, het hy hom om die nek gehaak en hy het hom teruggestuur, terug na die kudde toe, terug na die veiligheid. So het die skape geweet dat hulle in die teenwoordigheid van die herder geen vrees, geen bekommernis hoef te hê nie, want die herder is naby, die herder beskerm, die herder voorsien. Maar die gebruik was dat die herder in die aand die skape sou terugbring huis toe. Terugbring daar waar hulle in die veiligheid van die stal kon slaap, terugkom na die beskerming toe. En as dit so gebeur het dat dit te ver weg was en die herder nie dit tot by die huis kon maak nie, sou hy die skape almal bymekaar gebring het, waar hy 'n wakende oog oor hulle kon hou om die gevaar weg te hou. Maar die kudde het geweet dat solank as wat die herder daar is, sal niks hulle ontbreek nie. Niks sal naby hulle kom nie, niks sal hulle bedreig nie. Hulle is veilig. Nou dit is 'n besonderse beeld wat Dawid gebruik. Besonders want dit wys hoe goeie herders sy kudde bymekaar hou. Maar hierdie psalm is nie net 'n psalm oor die herder nie, hierdie is 'n psalm oor die herder van die herders. Want jy sien, Dawid skryf uit 'n persoonlike posisie. Dawid is die herder van Israel. Dawid is die leier, die koning. Hy is die een wat die volk Israel bymekaar moet hou, wat moet beskerm, wat moet voorsien. En tog is Dawid nie besig om sy eie lof te besing nie. Dawid is nie besig om oor homself te praat nie. Nee, Dawid besef dat hy afhanklik is van die herder. Ja, omdat die Here sy herder is, besef hy dat hy voorsien. Omdat die Here sy herder is, vind Dawid dat hy in 'n groen weiveld is. Na waters waar rus is, word hy gelei. Vir Dawid word voorsien. Hy het nie kort nie. 'n Besonderse beeld wat op God se voorsienigheid wys. Maar nie net versorg God die fisiese nie net gee hy die kos nie, maar hy verkoop die siel, hy bou die siel op, hy bou dit op in hoop. Terwyl hy ons in die geregtigheid lei om nie links of regs van sy weë af te wyk nie. Hy gebruik sy stok om ons terug te bring na hom toe. En wanneer dit wel gebeur dat iemand afdwaal, lees ons van dit in Matteus 18, hoe Jesus vertel van die 100 skape en die een wat afdwaal en hoe hy die 99 laat staan om daar die een skaap te gaan haal om hom terug te bring na sy weë. As hy die goeie herder is, sal hy jou ook gaan haal. Maak nie saak waar jy is nie, hy sal jou gaan haal en hy sal jou terugbring na die veiligheid van sy kudde toe. Maar geliefdes, nie net versorg hy nie, hy beskerm ook. Want selfs in die kloue van die dood, hoef jy geen onheil te vrees nie. 'n Besonderse beeld wat hier gebruik word, die skadu van die doodsdal. 'n Skadu is so naby dat jy amper deel is daarvan, maar nog nie heeltemal nie. Dink net aan 'n boom wat sy skadu weer gooi. Jy sit in daai skadu weer, maar jy hoef nie in die boom te gaan sit nie. 'n Beeld wat gebruik word om na die aardse, die tydelike dood te verwys, want as ons hier sterf, beteken dit ons raak aan die effek van die sondeval, maar ons sal nie die ewige dood sterf nie. Hy red ons, hy bring ons weg van dit af, hy gee vir ons die ewige lewe, en daarom hoef ons nie eers in die doodsdal skadu weer te vrees nie. Want hy is altyd met ons. Daarom hoef ons geen onheil te vrees nie. Want as die Here jou herder is, dan beskerm hy jou met sy stok en met sy staf.
Hou die gevaar van ons af weg. Maar so wys Dawid nie net op die versorging en die leiding en die beskerming van die herder nie, hy gaan verder en hy wys op die seën wat die herder gee aan sy kudde. Die tafel voor jou aangesig teen jou teenstanders, die Here gee die oorwinning. Jou hoof drup met olie, jou beker loop oor, die Here gee vir jou, hy seën jou met so baie. Sodat net goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Nou geliefdes, beteken dit, ons as Christene gaan 'n goeie lewe hê. 'n lewe sonder bedreiging, 'n lewe sonder gevaar, 'n lewe wat net maanskyn en rose is? Nee. Inteendeel lees ons in die Psalm juis dat daar hierdie bedreigings is, juis dat daar hierdie gevare is, maar ons lees van 'n herder wat besig is om sy kudde te beskerm, 'n herder wat besig is om die gevaar van sy kudde af weg te dryf. Dis 'n beskerming wat dieper gaan as die vleeslike, dis 'n beskerming van die mens se siel. Daarom 'n besonderse Psalm, wat nie net vir ons leer wie die herder is nie, maar wat 'n verantwoordelikheid bring teenoor die kudde. Ons moet seker maak dat hy ons herder is. Maar geliefdes, vanoggend staan 'n enkele sin vir my uit. Dawid sluit die Psalm af met: en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Wat doen 'n goeie herder na 'n lang dag? Hy bring sy kudde terug huis toe. Nou beteken dit dat die Here ons sal terugbring kerk toe, dat ons hier volgende Sondag weer sal kom vergader, want dit is 'n baie algemene opvatting van hierdie gedeelte in hierdie Psalm, dat die Here ons terugbring kerk toe, maar geliefdes, hierdie is nog 'n verganklikheid. Die gebou kan môre platval, maar hier is iets meer wat vir ons gesê word, en die verwysing wys eerder na die paradys. Hoe die Here ons terugbring na sy huis, sy ewige huis, die paradys, waar ons saam met hom sal wees in lengte van dae. Dis 'n verwysing na die ewige lewe wat gegee word. Want in Johannes 10 vers 11 lees ons van die goeie herder. En hoe die goeie herder sy lewe vir sy skape afgelê het. Hoe hy aan die kruis gesterf het en met sy eie lewe die losprys betaal het om sy skape vry te koop van die sonde. Dis tog waaroor die nagmaal laas Sondag gegaan het. Die brood, die liggaam wat gebreek is ter versoening van ons sonde, die wyn wat vloei, die bloed wat gevloei het vir ons sonde aan die kruis. Dit is wat die goeie herder gedoen het. En deur dit word hierdie Psalm 'n realiteit in ons lewens. Want omdat hy die goeie herder is, omdat hy sy lewe afgelê het, daarom leef ek in die voorsienigheid van God. Daarom word ek deur die herder gelei, daarom word ek beskerm en daarom ontvang ek sy seën en ek sal in die huis van die Here wees tot in lengte van dae. Dit wek by ons opregte dankbaarheid. Dit gee vir ons nuwe hoop. Maar dit bring ook verantwoordelikheid. Want die vraag vanoggend is die Here jou herder? Daar word 'n storie vertel van 'n digter wat eendag baie dramaties gedigte voorgedra het. En 'n groot skare het rondom hom versamel en een van die mense vra vir hom: "Ken jy Psalm 23? Die man sê ja en hy vra: "Dra hom op." En hy begin: "Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is,
lei hy my heen. En toe hy klaar is, vra hy die man of hy vir hom die psalm sal voordra. En die man begin, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En aan die einde is die skare mense emosioneel. Hulle vra maar, hoe is dit moontlik dat hierdie man, hierdie gedig, hierdie psalm so kan opsê? En die digter se antwoord is, ek ken dalk die psalm van die herder, maar hy ken die herder van die psalm. Geliefdes, ken u die herder van die psalm? Is hy u herder? As hy is, luister na die stem van die herder. En wandel in sy weë. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons herder is. Dat U ons versorg, beskerm, lei en ons seën. En dankie dat ons daarna kan uitsien om in die huis van die herder te wees in lengte van dae. Here, ek bid, laat ons na U roepstem sal luister. Dat ons deel van U kudde sal wees tot eer van U. Dit doen ons in afhanklikheid voor U, ons goeie herder. In die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Psalm 23. Psalm 23, die eerste beruiming, daarvan gaan ons al drie die verse staande saam sing, net soos 'n herder uittrek met sy skape en hul laat neerlê in die veld van milde groen. Ons gaan saam sing Psalm 23, daarvan al drie die verse staande.
ons vers 3 ook sing, asseblief? Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, in die volgende afkondigings namens die kerkraad. Eerstens wil ek net begin deur te sê gelukkige Vadersdag vir al die paas vandag. Ons het daarom nie van u vergeet nie, maar ons hoop dat dit nie net hierdie dag is wat u waardeer word nie, maar elke dag van u lewe, dat die kinders ook u in liefde hanteer daarmee. Maar vandag spesiaal sê ons vir die almal gelukkige Vadersdag. Geliefdes, dan Jessica, het jy die goedjies vir die pappas? Ek wil persoonlik vir Valerie en Jessica dankie sê. Hulle het bietjie moeite gedoen om vir die paas iets te doen van die verbondsonderrig se kant af. Daar is 'n pakkie vir elke pa daar by Jessica. Jy kan net by haar een kry. Ek weet nie of jy sommer wil uitdeel terwyl ek besig is nie. Geliefdes, voorbidding. Ons dink aan ons gemeente en al ons lidmate, veral in hierdie tyd van die jaar. Dis 'n tyd waar ons maklik siek word. En die kiem is maar in die lug, kyk mooi na jouself. In besonder dink ons aan Elmarie Kamfer. Sy gaan Dinsdag Bloemfontein toe om verder behandeling te kry. En die behandeling kan neeweffekte hê wat haar so 'n bietjie siek maak vir 'n paar dae, so dink asseblief ook aan haar. Dan vir huisbesoek buite die normaal is u welkom om ons te kontak vir my of die kerkraad en ons tref die nodige reëlings. Dan Tannie Ronel, baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Ek hoop Tannie het lekker gerus en ons is bly Tannie, hulle is ook veilig na die vakansie. Dit is lekker om saam met Tannie ook te sing in die oggende. Liefdes, dan Susters Aksie Blom en Tee is wijk 3. Kom drink asseblief saam met ons 'n koppie koffie of tee. Ons is min, maar kom kuier asseblief saam. Dan die Polo Cross is uitgestel tot verdere kennisgewing. U sou sien Tannie Elsa het op die groep gesê daar was te min inskrywings. En dan moet 'n bepaalde hoeveelheid inskrywings wees voordat hulle kan doen. So dit gaan 10 teen later nog plaasvind. Die datums is nog nie bekend nie, maar dit veroorsaak ook dat ons so 'n bietjie moet dink aan verdere fondsinsamelings binne die gemeente. Net om vir u so 'n bietjie 'n idee te gee. Ons kry hulp vanuit die kerkkantoor uit,
maar daai hulp is in die laaste jaar so amper met 1/3 gesny. So op ons begroting self is die fondse maar min en ons is eintlik baie laag op ons begroting en die kerkskiet het ons op ek dink 80,000 begroot en ons het plus minus amper 54,000 uitgekry. Die rally het gehelp, dit het daarom weer so R10,000 opgemaak, maar ons sit nog steeds met 'n tekort op die begroting. Dis wat ek weet van dit. As iemand meer wil weet, kan julle vir hom Dries vra. Ek weet hy het aan die analis baie op hoogte van die finansies, maar daarom is dit nodig dat ons so hier en daar nog 'n fondsinsameling deur die jaar moet hou. Dink asseblief as u idees het, praat asseblief met ons, dan kyk ons hoe ons dit kan doen. Dan geen verbondsonderrig vanoggend nie. Die nuwe boodskappers is beskikbaar in die saal. Ek het net nie nou een by my nie. As ek reg is die tema vernuwing. Kyk asseblief na dit. Dit behoort 'n baie interessante boodskapper te wees. Verjaarsdae hierdie week wat kom, die 19de Junie, is Tannie Nelie Jacobs en Jacoba Jansen van Vuren en aan die 21ste Junie is Lando Niemand. Ons sê vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag dit vir hulle baie mooi en 'n geseënde dag en jaar wees. En dan huweliksherdenkings komende week, die 20ste Junie, is Werner en Wilmarie se huweliksherdenking. Baie geluk vir julle. Mag die Here vir julle ook nog baie jare in die huwelik gee en seën. Geliefdes, kom drink dan saam met ons 'n koppie koffie, kom kuier lekker saam. Ek hoop u het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week wat voorlê.